Ons tema vir vandag, die begin van hierdie nuwe week van ons Bybelleesrooster, is verhoudings wat harte vir die evangelie open. En ek sit maar altyd daar onder ergens by hierdie woorde God se plan met jou. Want dit is waaroor ons hele Bybelleesrooster ook gaan, is dat die Here 'n besonderse plan het met hierdie wêreld, dat hy wil herstel dit wat die sonde stikkend gemaak het, maar dat ek en jy instrumente in sy hand is. Ons is instrumenteel in sy heelmaakprogram met hierdie wêreld. So ook wanneer dit vandag gaan oor die verhoudings onder ons as gelowiges, wat harte van ongelowiges oopmaak vir die evangelie, dan dink ons ook daaraan dat ons is deel van hierdie plan van die Here, en dit is ook hoekom die fokus op ons verhoudings dan ook lê. Ons skrifgedeelte, Handelinge 2 vers 42 tot vers 47. Hulle het bly volhard. Dit is nou die eerste gelowiges wat daar op Pinkstersondag lees ons dat daar by die 3000 mense tot bekering gekom het en die Here Jesus as verlosser aangeneem het. En hierdie gelowiges het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlosters by hulle getalle gevoeg. Ons sien hierdie wonderlike dinge wat daar gebeur in hierdie eerste gemeente, en dan nou veral aan die einde hierdie laaste vers wat ons gelees het, dat die Here uiteindelik ook daagliks verlosters bygevoeg het. Dat daagliks het daar mense tot bekering gekom en die Here Jesus as opgestaande Heer en verlosser aanvaar. En dit is duidelik dat hierdie ommekeer wat daar in die ongelowiges se harte plaasgevind het, dat dit gestimuleer was deur dit wat hierdie ongelowiges gesien het, is besig om in die gemeente te gebeur. Wanneer 'n mens hierdie Handelinge 2 lees, dan is die versoeking by 'n mens, en dit was by my ook die eerste reaksie gewees, toe ek nou sien hierdie teks is vir vandag bedoel, en ek dit lees, was dit ook maar by myself die eerste ding wat opgekom het, is dat 'n mens kyk na die uiterlike dinge wat in hierdie jong gemeentetjie wat eintlik so pas ontstaan het, wat daar besig was om te gebeur. Ons lees daarvan dat hierdie mense op 'n baie spesiale manier vir mekaar omgegee het, en dat hulle as gelowiges met mekaar besig was, mekaar geondersteun het, mekaar bygestaan het, hulle het saam geëet, hulle het selfs hulle eie besittings verkoop om diegene wat dit moeilik het en wat swaar kry, om vir hulle te kan help. So ons sien hierso in Handelinge 2 'n groep mense, of al 3000 of meer daarby betrokke was. Die sal ons nou nie in detail weet nie, Lukas vertel nou nie vir ons al daardie detail nie, maar wat wel duidelik is dat hierdie gelowiges het op 'n baie besondere manier by mekaar gewees, as dit ware aan mekaar vasgehou, en daar was hierdie vreeslike stuk opgewondenheid en vreugde by hulle gewees om die Here Jesus Christus te kan ken. En hulle het uiteindelik ook in getalle gegroei en toegeneem, en ek dink vir ons in ons dag is dit sekerlik een van die groot begeertes wat ons ook het, is dat die Here se kerk weer sal groei tot ere verheerliking van sy naam. So 'n mens is nou geneig om te kan vra, wat is nou hier besig om te gebeur? Ons sien hierdie mooi dinge, ons sien hierdie gelowiges wat omgee, wat saam eet en saam nagmaal hou en saam die Here aanbid, en hulle bid saam, waar hulle ook al so by mekaar is, bid hulle ook saam. En dan wil 'n mens die vraag afvra, maar moet dit nie ook waar wees in ons gemeente vandag nie? Is hierdie nie in 'n sekere sin 'n bloudruk van hoe gemeentes ook in ons dag behoort te wees nie?
Nou, natuurlik is dit wonderlik as daardie dinge deel is van 'n gemeente, maar nie noodwendig op presies dieselfde manier as wat dit hier in Handelinge hoofstuk 2 gebeur het nie. Want ons wil eintlik die vraag vra, hoe het hulle dit reg gekry? Hoe hierdie geestelike opgewondenheid wat daar was in hulle verhouding met die Here. Dit is baie duidelik dat hulle oorweldig was deur die feit dat hulle die Here Jesus as verlosser in hulle lewens leer ken het. En dan wil mense nou vra, maar hoe kan ons nou opmaak dat ons iets daarvan meer en meer ook in ons eie kerke en gemeentes van vandag belewe? Wat was die program wat hierdie ouens gevolg het? Watter strukture het hulle in plek gestel om hierdie saamwees met mekaar te kan organiseer? Iemand moes dit georganiseer het, dat hulle so op hierdie manier met mekaar omgegaan het. En dan lyk dit vir my as 'n mens nou dieper lees, en 'n mens kyk ook wat gebeur in die nuwe gemeentes na Handelinge 2, die eerste gemeentes wat tot stand kom, die gemeentes wat die apostels besoek en by besoek aflê, Paulus en Petrus en die mense, en uiteindelik briewe vir daardie gelowiges skryf. Wat gebeur hier, word hierdie selfe patroon net so herhaal in die ander gemeentes waarvan daar in die Nuwe Testament gepraat word. En dan is dit baie duidelik dat dit word nie regdeur op presies dieselfde manier op die ou end herhaal nie. En miskien moet ons nou maar vir onsself erken dat ons te geneig is om die uiterlike dinge raak te sien. Ons sien 'n gemeente raak waar daar regtig hierdie omgee is. Hulle is selfs bereid om hulle besittings te verkoop, om mekaar te ondersteun en om mekaar by te staan. Dit gaan nie uiteindelik in hierdie gedeelte oor die uiterlike dinge wat gebeur nie. Maar dit wat Lukas in sy verhaal, eintlik die hele boek Handelinge vir ons wil deurgee, is dat iets wat binne in mense gebeur, gee op die ou end aanleiding tot hierdie uiterlike dinge van omgee en 'n betrokkenheid by mekaar en 'n liefhê van mekaar. Hierdie gemeente van Handelinge 2 het nie so gefunksioneer omdat iemand ergens 'n besluit gaan neem het en gesê het, ons wat aan die Here behoort, ons behoort baie meer entoesiasties te wees. Daar moet baie meer jubeling onder ons wees. Daar moet baie meer vreugde onder ons wees. Daar moet baie meer 'n betrokkenheid onderling by mekaar wees. Maar wat hier gebeur het, is iets wat spontaan ontstaan het. Dis nie geskep deur die apostels nie. Dit is nie geskep deur die leiers van die eerste gemeente nie. Hierdie gebeure wat daar plaasvind, is iets wat van binne af uitgevloei het na buitentoe. Dit het ontstaan omdat hulle oorweldig was deur dit wat hulle in die Here Jesus Christus ontdek het. Vir hulle was Jesus nie meer die vreemdeling wat tussen hulle rondgeloop het nie. Hy was nie meer die een wat gesterf het nie. Hulle het geweet, hy het opgestaan uit die dood. En hy het dit op soveel maniere, het hy dit betuig aan die eerste gelowiges, dat hy inderdaad uit die dood uit opgestaan het. So die feit dat Jesus lewe, dat hy opgestaan het, was nie iets wat in hulle koppe vasgesteek het nie. Dit was nie maar net 'n feit waarvan hulle kennis geneem het nie. Daar was 'n verhouding tussen hulle en die lewende opgestane Here. Hulle het hom geken in hulle harte. Hulle het geweet dat hy lewe. Hulle het ook geweet dat die Heilige Gees is nie maar net 'n storie nie. Die Heilige Gees is nie maar net 'n stukkie teologiese teorie nie. Hulle het geweet, die Heilige Gees wat binne in hulle woon, is 'n werklikheid. Hulle het die werklikheid van 'n lewende Here wat binne in hulle lewe, het hulle ervaar. En dan, wanneer hulle hierdie dinge binne in hulle gebeur, dan kan dit nie anders as dat dit op 'n manier ook na buitentoe sigbaar word, in hulle omgee en hulle betrokkenheid by mekaar nie. So, die wonder wat hier plaasvind, is nie die mooi dinge wat hulle gedoen het nie, maar die wonder wat hier plaasvind, is binne in hulle, waar Jesus 'n lewende werklikheid was. En dit wat gebeur het op die ou end in die gemeente, is die resultaat.
Dit is die natuurlike wat gebeur, wanneer mense diep in hulle harte werklik die Here Jesus Christus ken. Nou, die vraag wat ek weer wil vra is nie, hoe kan ons nou vir hulle naboots nie? Die groot vraag wat ons vanmôre vir onsself moet afvra, is die vraag, hoe lyk dit in jou lewe en in my lewe met die Heilige Gees van God wat binne in ons is? Dis die vraag. Die vraag is Jesus 'n lewende werklikheid? Is hy die een met wie jy elke dag van jou lewe bewus is van sy teenwoordigheid by jou en sy inwoning binne in jou deur die Heilige Gees? Of is Jesus ietsie wat ergens in die Bybel geskryf staan? Of is Jesus iemand wat wanneer ons Sondag by die kerk bymekaar is, dat ons op een of ander manier 'n bietjie meer bewus is dat hy leef en dat hy uit die dood uit opgestaan het? So dis die vraag. Dis die groot vraag wat Handelinge 2 van ons wil kom vra. Wat gaan binne in jou aan? Hoe beleef jy die Here Jesus Christus as jou verlosser binne in jou hart? Is hy vir jou 'n werklikheid? 'n persoonlike werklikheid? Dat jy, wanneer jy ook weg is van die kerkgebou af en weg is van die dominee en die leiersfigure wat daar in die gemeente is, waar jy ook al is, waarmee jy ook al besig is elke dag van jou lewe, is jy bewus daarvan dat die Jesus van die Nuwe Testament, dat dit 'n lewende persoon is, dat hy God is, dat hy jou lewe aangeraak het, dat hy jou nuut gemaak het, vir jou 'n nuwe rigting in jou lewe gegee het. Wanneer ons nou kyk na hierdie eerste klompie gelowiges, dan is dit mense wat nou sopas eintlik bevestiging ontvang het, soos Petrus nou gepreek het ook, as jy nou hoofstuk 2 vooraf gaan lees, soos Petrus ook vir hulle gepreek het, die Jesus wat julle doodgemaak het, die Jesus wat julle aan die kruis laat sterf het, dieselfde Jesus is die Seun van God, wat uit die dood uit opgestaan het en wat lewe. Dit is sy Gees, waarvan julle die getuies was, wat uitgestort is op ons as die apostels, die tekens van vuur en vlamme wat julle op ons gesien het, die spreek in bekende tale van ander mense, van ander volkere wat daar was, sodat elkeen van die ander volkere die evangelie in hulle eie taal kon hoor. Dit is die werklikheid wat hierdie eerste gelowiges beleef het. Die resultaat van hierdie werklike Jesus wat binne in hulle woon, die resultaat daarvan was dat hulle kon nie meer voortgaan met hulle lewe soos wat dit was nie. Van die oomblik wat die Here Jesus in hulle harte en in hulle lewens vir hulle 'n werklikheid geword het, was daar nie 'n manier gewees dat hulle maar terug kan gaan met business as usual, soos wat ons baie keer sê nie. Dit was nie meer, hulle lewe was nie meer dieselfde nie. Dit was nie dieselfde Piet of Sunny of wie ook al gewees nie. Iets het gebeur. Iets het gebeur wat 'n werklike verskil gemaak het in hulle lewens. En daarom sien ons dan dat hierdie manier van omgaan met mekaar op die ou end maar net die resultaat is daarvan. Van 'n Jesus wat binne in jou woon en van 'n Jesus wat besig is met God se herstelplan en besig is om jou nuut te maak. Om jou in te lei in die heiligheid van God. Wat besig is om jou heilig te maak soos wat die Here jou God aan wie jy behoort heilig is. En dan sien ons wat gebeur daar onder mekaar. Hulle besef skielik, dit gaan nie meer oor myself nie. Dit gaan nie daaroor dat ek gedurig deur dit wat aan myself behoort op een of ander manier moet beskerm en moet verdedig en moet vashou daaraan sodat ek net 'n voortgang in die lewe kan maak nie.
Hulle het losgekom daarvan. Hulle het losgekom van aardse besittings. Hulle het dit met mekaar gedeel. As ek genoeg het, en ek het meer as wat ek sien ander mense het, dan deel ek dit uit. Dan deel ek dit met die ander kinders van die Here wat aan hom behoort. Waar die wêreld bestaan uit mense wat vir hulle self leef. Vind ons hierdie situasie van mense met die lewende Jesus binne in hulle, wat nie meer vir hulle self leef nie. Mense wat ingestel is op ander mense daar buite en die nood waarmee hulle deur hulle lewens moet gaan. So hier vind hierdie ommekeer plaas. Dis te midde van 'n wêreld waar elkeen sy eie belange beskerm en waar ek tog net ander mense moet weghou van my af, moet weghou van my lewetjie, my wêreld, my besittings, gebeur die teenoorgestelde. Hulle beskerm nie meer hulle eie belange nie. Hulle dink eers aan die ander en dan aan hulle self. Hulle sien eers die ander se nood raak voordat hulle by hulle eie nood uitkom. Hulle begin mekaar se laste te dra. In 'n wêreld waar dit baie belangrik is wie jy is, van watter familie is jy afkomstig? Kom jy van 'n redelik gesiene familie af? Of kom jy uit 'n familie af wat eintlik maar redelik in armoede en in ellende groot geword het, wat nie vreeslik baie geleerdheid het nie? En dan behandel ons jou ook so. Die een wat groter aansien het in ons oë, is die meer belangrike figuur, die figuur wat meer erkenning kry. Maar die een wat maar arm en ellendig en daar ergens op die rand groot geword het, dit is die een teenoor wie ons dit reg kry om baie maklik langs ons neuse af te kyk en neer te sien op ander wat nie 'n goeie afkoms het soos wat ons dink onsself het nie. So, wat gebeur daar, is dat hierdie mense begin mekaar nou as familie ervaar. Ongeag wie jy is, ongeag wie jou pa en jou ma was. Wat is die geskiedenis wat daar agter jou is? Wat se tipe mens was jy? Wat het jy alles in die lewe verkeerd gedoen volgens ons oordeel? Hoe sleg was jy gewees? Daardie goed verdwyn alles soos mis voor die son en hulle leef in 'n verhouding van familie wees met mekaar. Daarom is die mense wat rondom hulle was aangeraak. Die mense wat rondom hulle was, die ongelowiges, het raak gesien wat gebeur hier in die lewe van hierdie gelowiges. Hulle sien die verandering. Hulle sien dat wie ook al nou, wat sy naam ook al is, Petrus of Pietie of wie dit ook al mag wees, hulle sien raak dat hierdie mens is nie meer dieselfde nie. Hierdie mens is nou 'n anderse mens, is 'n nuwe mens. En sien ons dan hierdie wonderlike verhoudinge wat daar onder mekaar is. In die 2de en die 3de eeu van die geskiedenis van die kerk, sien ons dat die Christene op daardie stadium nog 'n klein minderheid was binne die groot en magtige Romeinse ryk. En as ons nou teruggaan na die geskrifte van daardie tyd, die buitebybelse geskrifte, wat later ontstaan het, 100 jaar na Christus, 200 jaar na Christus, dan sien ons dat daar baie keer deur heidense skrywers geskryf word oor hierdie verskil wat daar in Christene se lewens was. Die manier hoe Christene na mekaar omgesien het, vind ons keer op keer vind ons dit in hierdie ou buitebybelse geskrifte terug. Ook wat geskryf is deur ongelowiges. Op een of ander manier is dit deel van die geskiedenisboeke van daardie tyd, dat dit opmerklik was hoe Christene met mekaar omgaan. Die ou kerkvader Tertullianus, hier aan die einde van die 2de eeu,
Hy was die eerste persoon gewees wat, behalwe nou die Bybelboeke wat deur die apostels geskryf is, was Tertullianus die eerste een gewees wat eintlik, kan ons maar sê, 'n teologiese boek uitgebring het. 'n Nadenke oor wie die God van die Bybel is. En hy het in sy boek Apologeticus skryf hy hieroor dat die Christene het anders opgetree as die mense van die wêreld, as die Romeine. En dan sê hy wil nou in 'n sinnetjie skrywe. Hoe sien die ongelowige wêreld die Christene? Kyk, sê hulle, dis nou wat die ongelowige sê. Kyk, sê hulle, hoe hulle mekaar liefhet. Dit was die gesig wat die ongelowige wêreld destyds gesien het. Dit was die gesig wat mense gesien het wat vir hulle self leef, wat net oor hulle self bekommerd is, hulle eie eer, hulle eie voortgang in die lewe. Maar hulle het iets raak gesien. Hulle sê ons verstaan dit nie, ons kan nie lekker die kloutjie by die oor bring nie, maar by hierdie Christene is daar iets anders. En die ding wat by die Christene anders is dat hulle mekaar liefhet. Dat hulle mekaar vashou. Dat hulle naby aan mekaar is as gelowiges. Dat hulle eintlik saam net een familie vorm. En ons sien dit raak. Kyk, sê Tertullianus, sê hierdie heidene, hulle sê, kyk hoe hulle mekaar liefhet. So dit was die kenmerkende gewees van die kerk in die Nuwe Testamentiese tyd, die eerste gemeentes wat daar was. Dit was nie geboue nie. Hulle het op daardie stadium met hulle maar nog sommer so by die huis by mekaar gekom en partykeer by een of ander aanbiddingsplek, 'n sinagoge of wat ook al, het die gelowiges by mekaar gekom. Hulle het nie mooi en groot geboue gehad om na te wys en te sê, kyk hoe 'n wonderlike kerk en hoe 'n wonderlike gemeente is ons. Kyk net hierdie geboue wat ons gebou het. Hulle het ook nie gekyk na programme wat hierdie gelowiges gevolg het nie. Hoe hulle dinge beplan het om mekaar as het ware geestelik net op te pomp en mekaar net aan te moedig om tog nou maar net op 'n manier te lyk asof hulle die Here in hulle lewens ken. Maar hulle was geken deur die liefde wat hulle vir mekaar het. Dit was nie gewees om te sê, dis die gemeente, die gelowiges van daai kerkgebou wat daar staan nie. Dis gesê, dis hierdie mense wat bely dat hulle Jesus ken, wat uit die dood uit opgestaan het. En ons sien dit, want ons sien dit in hulle verhouding met mekaar. Dit bring ons by onsself vandag, in ons kerkwees van vandag. Die vraag vandag is nie, hoe kry ons dit reg? Watter planne kan ons maak? Watter dinge kan ons in plek sit, sodat daar ook by ons ou klompie in hierdie gemeente, hierdie opgewondenheid is, hierdie omgee vir mekaar is. Hoe kan ons nou iets beplan of 'n program uitwerk, dat ons nog meer sal omgee vir mekaar? Nog meer ons hande sal uitsteek na mekaar. Op so 'n manier dat die wêreld dit sal raak sien, dat ons hande uitsteek na mekaar. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, kan die wêreld Jesus in jou sien? Wanneer hulle kyk na hoe jy dinge doen, hoe jy optree, hoe die gelowiges ook teenoor mekaar optree, sien hulle nie raak, hier's nou 'n baie oulike program wat die kerkraad hier aan die gang het nie. Maar die vraag is, sien hulle vir Jesus? Die lewende Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Die werklike Jesus, die Seun van die lewende God, wat deur sy Heilige Gees woon in elkeen van sy kinders. Is dit wat die wêreld in ons kan raak sien? Ons leef in 'n wêreld vandag waar mense al meer en meer na binne gekeer het.
waar mense al meer en meer op hulle self fokus, waar mense al hoe meer onafhanklik raak van mekaar. Hulle wil eintlik nie regtig met mekaar te doen hê nie. Die veiligheidsheininge rondom ons huise en die weerings in ons huise is eintlik op 'n manier simbolies daarvan dat ons ander mense uitsluit, want ons sluit nie net die kriminele uit nie. Ons sluit op die ou end ook mekaar, ook as gelowiges. In hierdie gemeente is dit ook so maklik om maar 'n gerieflike afstand van mekaar af te hou. Veral wanneer ons weet, dit gaan nie so goed by iemand se huis nie. Veral wanneer ons weet, daar's iemand wat regtig nood het, wat regtig swaar kry. Dan is dit makliker om maar so half verby te loop, soos die Leviet en die priester by die barmhartige Samaritaan daardie man uiteindelik opgetel het. Wil ons maar so bietjie by mekaar ook verbyloop. Ons hoor mekaar se nood. Ons ken mekaar se nood, maar ons wil baie keer maar so bietjie by mekaar verbyloop. En dis die gevaar van die kerk vandag, omdat die mens van ons dag 'n individualis is. Individualisties lewe. Me, myself and I. Dis waaroor die lewe gaan. Ek en myself en my lewe. Dis primêr. Dis die heel belangrikste. As ek iets vir iemand anders doen, dan gaan dit wees as ek iets ekstra oor het. Dan gaan dit ook wees as ek nie my tyd op 'n ander manier kan gebruik nie, behalwe om dan nou aandag te gee aan die een wat in nood is. Dit is die tragedie van die kerk vandag. Dat ons Jesus kan praat. Ons kan praat van Jesus. Ons kan praat van die gemeente van die Here. En dan moet ons onsself eerlik wees, of dit nie baie keer ons gemeente is nie. Ons praat ook so, ek praat ook so, sê ek, ons gemeente, maar eintlik is dit nie ons gemeente nie. Dis eintlik die Here Jesus se gemeente. Maar dis presies wat ons in ons dag en tyd doen, ons wat binne hierdie wêreld leef, waar mense na binne keer, en net op hulle self en hulle eie behoeftes fokus. Ons is op die ou end deel van daardie dinge, en dit maak op die ou end die oorhand oor ons lewens. Word ons lewens ook soos die wêreld se lewe? Is die Jesus waarvan ons praat en wat ons bely, en die Jesus van wie ons sing, en partykeer ook regtig met oorgawe kan sing oor die Jesus, word baie keer weerspreek met hoe ons met mekaar omgaan. Jesus het my hart en my lewe verander. Maar dit word op die ou end getoets by die toetsbank van liefde. Want dit is wat die Bybel vir ons sê, dit is wie God is. God is liefde. En wat vir God die belangrikste is nie kerkgeboue en programme en strukture nie. Wat vir hom die belangrikste is ons liefde. Want hy het ons lief. Hy vergewe ons keer op keer, elke dag, herhaaldelik vergewe hy ons. Maar die feit dat ons daardie vergifnis belewe in ons eie lewens, word dit sigbaar daarin dat ons mekaar ook vergewe. Die gelowiges sien ons hier in Handelinge 2 het mekaar lief. Hulle dien mekaar. Hulle vergewe mekaar. Hulle dra mekaar. Hulle is saam met die Bybel besig. Die leer van die apostels. Dag en nag het hulle daarin volhard om meer, as ons dit nou in ons dag moet vertaal, om meer van die Bybel te weet. En om met mekaar te praat oor die Bybel. En om saam met mekaar te bid. Om by mekaar te wees, mekaar by te staan en te ondersteun.
Handelinge 2 se eerste gelowiges het vir ons 'n voorsmaak gegee van die herstelwerk wat Jesus kom doen het. Die heelmaakwerk wat Jesus doen in die lewens van sy kinders. Mense kon as het ware 'n smaakie in hulle mond kry van hoe gaan dit eendag in die hemel wees, waar daar liefde en deernis en omgee met mekaar is. Ek wil afsluit deur weer vir u te herinner aan dit wat ek gesê het. Dat die diepste appel van hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, wat dit op ons lewens plaas, is nie dat ons nou moet probeer om daai eerste gemeente se manier van wees te gaan kopieer en te kyk of ons dit nou net so kan toepas op ons lewens vandag nie. Die vraag begin nie daar nie, oor ons liefde vir mekaar en ons omgee en ons uitreik na mekaar. Die vraag begin nie daar nie. Dis die gevolg. Hierdie dinge wat gebeur van omgee en lief hê en wat ook al alles, dis die gevolg van iets wat binne gebeur. En dis die vraag vir vandag. Sien mense wat na Dagbreek Gemeente kyk, sien mense vir Jesus raak. Want wanneer Jesus daar is, dan gebeur daar goed wat nie vir die wêreld reg lyk nie. Dat jy iemand wat jou te nagekom het, vergewe. Dat mense wat baie uiteenlopende geaardhede en persoonlikhede het, dat hulle op een of ander manier dit reg kry om met mekaar reg te kom. Dat sien mense iets van Jesus. En as iemand dan van buite af inkyk op Dagbreek Gemeente, dan moet die persoon as het ware kan afvra, as Jesus mense so radikaal en ingrypend anders maak, dan wil ons ook graag meer weet van die Jesus wat hulle in hulle harte het. Want ons sien die verandering. Ons sien die andersheid as wat ons in die wêreld vind. En as sulke mense wat sulke uiteenlopende geaardhede het en liefde met mekaar kan saamleef en mekaar kan vergewe en mekaar kan omarm en 'n pad met mekaar kan saamloop, dat die Jesus so lewens verander. Ek wil ook iets meer weet van hom. Mag die Here gee dat ons saam, ons ou klompie wat hier sit, dat ons saam deur sy genade mag groei in die belewenis van 'n lewende Jesus binne in ons. Dat hy in ons woon deur sy Gees. En mag dit ons daartoe bring dat ons aanhoudende veranderende lewens 'n getuienis mag word van sy teenwoordigheid by ons. Mag hy deur sy genade vir my en vir jou daartoe help. Amen. Here Jesus, dankie dat ons dit kan weet en kan glo. U het uit die dood uit opgestaan. U lewe aan die regterhand van die Vader in die hemel, maar deur u Heilige Gees ook in elkeen van u kinders. Dankie Jesus dat ons kan weet, u is hier. U is binne in my, binne in elkeen van ons, is u teenwoordig. Ons kan maar net kom vra, Here, ontdek ons, waar ons so baie keer die Jesus wat binne in ons is, toemaak en wegsteek met ons onverskillige optrede, met ons liefdeloosheid, met ons selfgesentreerdheid en selfgefokusheid, waar ons hom
as dit ware onder die kombers toemaak binne in ons. O Here, gee die genade, dat daardie kombers, daardie sluier, dat dit afgehaal mag word. En dat mense Jesus vir U meer en meer en meer sal sien. Help ons ou klompie, wat ook vandag hier in die kerk is, en hulle wat nou ook vandag nie hier kon wees nie, maar ook so gereeld hier is. Help vir ons deur U genade, dat die geloof daar sal wees, dat U meer en meer 'n werklikheid sal word. Want dan weet ons, Here, gaan daar ook meer en meer en meer verandering tussen ons wees. Dit bid ons in U heilige en wonderlike naam. Amen.